Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Hartlik welkom saam met my, Andries Besuitnout, waar ons weer die Here die erkenning gee en mekaar stig en mekaar bemoedig en net eenvoudig die voedsel wat God vir ons in die gees voorsien, vat en dit ons in maak. En ons gee die Here al die eer, al die lof en al die erkenning. Dankie vir die saamkuier, dankie vir die terugvoering, ons dankie vir elkeen se gebede wat opgaan en moenie ophou om vir ons as Kruiskyk TV, Kruiskyk gemeente in te tree by die Here nie asseblief. Vandag het ek saam met my medeboetie, 'n oom Dirk saam met my en oom Dirk gaan soveel met ons deel wat ek glo daar gaan baie mensies daar buite wat gaan baat vind met dit wat hy met ons gaan deel. Maar voor ek kom aan u voorstel, wil ek graag vir u iets lees van 'n skrywer onbekend. En dit was vir my so interessant weer om te sien hoe die Here dit maar net eenvoudig vir ons oopmaak. En hy sê dit in Engels die volgende: You arrived naked, you will pass out naked. You arrived without goods or money, you will also leave without goods or money. Your first bath, someone has washed you. Your last bath, someone will wash you. This is life. So why so much malice? Why so much envy? Why so much hate? Why so much resentment? Why so much selflessness? Be good to each other. Do the right things. We have limited time on earth. Do not waste it on useless things. So ek wil dit met julle deel vanoggend en werklik sê, kom ons doen wat God wil hê ons moet doen op hierdie aarde. En ons spandeer nie ons lewe en ons tyd op dinge wat nie vir God iets beteken nie. Oom Dirk, nou gee ek vir oom Dirk oor. Oom Dirk kan oom Dirk self voorstel aan die kykers en vertel wie oom Dirk is. Ek wil nie sê waar kom oom Dirk vandaan nie, nou skrik die mense. Maar oom Dirk, wees welkom. Baie dankie oom Dirk. Dankie Andries, dit is my voorreg om hier te wees. Dit is werklik 'n voorreg. Amen. Want daar is soveel Bybelwaarhede wat in die Bybel opgesluit is en jy weet, partykeer mis 'n mens dit en partykeer dan hoor 'n mens dit en dan is dit iets vir jou 'n openbaring. En ek wil vanmôre spesifiek praat oor Bybelwaardes. Wat is die waardes wat ons as kinders van die Here behoort te hê en watse waardes behoort ons na te strewe? Want as jy nie 'n waarde het nie, kyk, 'n waarde is iets waarna jy strewe om so te wees. En dit is baie belangrik, want 'n waarde gee gewoonlik vir 'n mens motivering. Dit motiveer jou om beter te doen. Of die verkeerde ding ook te doen. Maar in hierdie geval is dit nou, wanneer dit kom by Bybelwaarhede of die waardes wat Christus van ons sal verwag, maak dit net soveel makliker vir ons en soveel beter om 'n rigting in te gaan. Jy weet, ek het baie jare terug het ek tot bekering gekom. En ek het my hele lewe het ek gewy aan die Here en sy werk. Ek was in 'n mynopset gewees waar ek vakleerlinge opgelei het en waar ek baie tyd gespandeer het met jong mense. En my lewe was die hele tyd opleiding. Maar terselfdertyd het ek in die kerk begin betrokke raak in opleiding en om die ouens beter te leer en die ouens te help om met die pad vorentoe. En een van die dinge wat vir my uitstaan is dat wanneer iemand sy hart vir die Here gee, sodra hy sy hart vir die Here gee, dan is hy nog groen en hy is nog heeltemal verlore, want dit is 'n nuwe wêreld wat hy betree, 'n wêreld wat hy nie eintlik ken nie. En dan groei 'n mens, want die Bybel praat van ons groei van heerlikheid tot heerlikheid.
Ons is en die groeiproses waaraan ons wat ons hiervan praat, is om in die Here te groei. Nou die heerlikheid wat die Here daarvan praat is kosbaar. Want jy sal vind, ek is nou redelik ver gevorderd in my lewe en dit is nou al 'n hele rukkie wat ek aan die gang is. En ek weet dat toe ek tot bekering gekom het, was ek nog nie heeltemal lekker nie. En dit was net een van daai dinge. Die dinge wat jy gedoen het, jy weet, ons het altyd 'n koortjie gesing, the things I do them no more. Maar dit vat 'n ruk vir jou om ontslae te raak van daai things that I do no more. En toe het ek gewonder nou, hoekom vat dit so lank om vir 'n Christen of 'n kind van die Here om op te groei? Hoekom is dit so moeilik? En toe het ek op 'n stadium het ek op hierdie skrif afgekom wat ons in 1 Johannes 2 vers 12 kry. Hier waar Johannes vir die nuwe gebore kinders skryf. Maar aan die ander vir mense wat nou net tot gebore kom. Maar hy skryf ook hy identifiseer ook ander mense in hierdie spesifieke skrif. En dit is vers 12, hy sê vir my, ek skryf aan julle kinders. Nou as jy die Grieks van daai kinders gaan sien, dan sien hy praat van 'n babietjie. Met ander woorde, as 'n mens tot bekering kom, is jy 'n babietjie in die Here. Met ander woorde, 'n babietjie beteken, hy het nog nodig aan melk, hy het nog nodig om 'n doek moet geruil word, hy het nog nodig om by sy ma te wees, daar's baie dinge waar hy moet gevoed word, en hy moet kos kry op sy regte tyd, want as hy nie die kos kry op sy regte tyd nie, dan weet jy vir hom. Ek kan onthou in my lewe, ek het 4 kinders gehad, en al 4 daai kinders het my redelik wakker gehou, soos wat hulle gebore is in die aande. So hulle was afhanklik van my. Hulle was afhanklik van Frida, my vrou. En dis hoe hulle groot word. Dan praat hy verder, hy sê, hoe identifiseer hy die babietjie? Hy sê, omdat julle sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Met ander woorde, dis iemand wat nou net tot bekering gekom, as jy jou hart vir die Here gee, dan word jy onmiddellik 'n kind van die Here. Jy nooi die Here in, jy sê, Here, kom, was my deur die kosbare bloed, help my om 'n kind van U te wees, en die Here doen dit. Maar dan weet jy is nou 'n babietjie van die Here, en jy is afhanklik van ander mense, of van ander dinge, of ander goed om jou te leer, om jou te lei, sodat jy kan groot word. Want jy wil nie net altyd lewe van melk nie, jy wil meer hê as net melk. Want dit is maar net 'n groeiproses wat 'n mens deurgaan. Dirk, verskoon tog gou daar. Dit is interessant, en ek dink baie, ek wil nie sê baie nie, maar daar is tye waar 'n persoon tot bekering kom, en niemand vat hom verder nie, niemand spandeer tyd met hom nie, niemand gee vir hom leiding nie. Dis presies soos om Dirk nou sê, wat die skrif daar vir ons sê is, op hierdie stadium, daar waar jy nou net jou hart vir die Here gegee het jy werklik die leiding nodig van volwasse kinders van die Here. So ons het die wat werklik sê, jy weet, jy kan daai persoon help. Dis 'n bediening, dis 'n gawe wat God vir jou gegee het. Moet gehoorsaam wees, want God sê, gehoorsaamheid is beter as offergawes. Dit is seker die grootste tragedie wat jy nou daar so noem in die kerk vandag. Laat baie mense word wederbaar, hy is 'n nuwe kind, maar hy is afhanklik. Hy is so afhanklik. En die meeste van die tyd, 95% van die mense in die dinges word net gelos. Hulle verwag dat hy moet kan loop, hulle verwag hy moet kan die Here prys, hulle verwag hy moet kan bid, hulle verwag hy moet al daai goeie sê. Hulle verwag dat hy sy vriende moet los, maar daar's geen
baie keer geen gemeenskap in die kerk met hom nie. Daar's mense wat nie hulle aan hom steur nie, en dit is 'n baie groot tragedie. Maar ander woorde, die mense moet verder gevat word. Hy sê, dan sê hy verder in vers 13, ek skryf aan julle vaders. Met ander woorde, hier was 'n babietjie, nou is daar 'n vader ook. So dis die tweede figuur wat uitgelig word. Omdat julle hom ken wat van die begin af is. Maar ander woorde, hy sê, julle ken God, julle ken die Here Jesus, julle weet wie hy is, julle weet waarvan af hy kom, julle weet wat hy vir jou gedoen het. Jy het geleer, jy ken die woord, jy is sterk in die woord, in die woord lewe in jou. Jy kan bid, jy kan aanbid en jy kan 'n familie lei en dinge. Maar dis 'n mens wat nou al 'n paar jaar gestap het, die pad met die Here. Dan kom hy verder, selfs en ver, ek skryf aan julle jong manne. Met ander woorde, hier is nog 'n klassifikasie wat hulle gee. Omdat julle die bose oorwin het, dis ouens wat die vyand oorwin het. Dis ouens wat die goed afgelê het wat hy vroeër gedoen het. As hy baie gedrink het, nou drink hy nie meer nie. As hy gerook het, nou rook hy nie meer nie. As hy verkeerde dinge gedoen het, en daai verkeerde dinge, things I do no more. Hy's ingewortel in nie. Dis iemand wat al ver gestap het, maar hy die bose oorwin. Met ander woorde, die duiwel kan nie vir hom voorskryf wat hy luister na die stem van die Here. Hy luister nie na die stem van die dinges nie. Jy weet, baie mense sê, ek is al soveel jaar gered, maar die duiwel pla my so, en jy moet luister wat sê die woord van die Here vir jou. Nie wat die duiwel het nie 'n saak nie. Ons is bokant hom. Amen. Hy's oorwin. Hy is deur Christus is hy uitgeklee, en ons is op 'n vlak waar ons ontslaag geraak het van. Dan sê hy, ek skryf aan julle kinders. Nou hierdie kind wat hy hierna verwys, is 'n jong seun. As jy na die Grieks gaan kyk, is 'n jong seun. Nou 'n jong seun dis nou iemand wat hier by 11, 12 en 13 kom. Dit is 'n lad. Dit is wat die woord in werklikheid be. Maar in ander woorde, dit is een. Hy sê, omdat julle die Vader ken. Dan gaan hy verder in vers 14. Ek skryf aan julle vaders, dus hy weer terug by die vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is, herhaling van die vorige ene. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle sterk is in die woord van God, en julle bly en julle die bose oorwin. Nou is daar nog 'n kwalifikasie van hierdie oukies wat nou bygevoeg word. Hulle sê vir die jong manne, julle is sterk in die woord. Met ander woorde, dit vertel vir my dat die babietjie en die jong seun het nie baie in die woord al gespandeer nie. Maar sodra jy by die jongmans vlak kom in jou grootmaakproses in die Here, kom jy by 'n plek waar jy die woord ken. Jy sterk in die woord. Jy weet wat hier so staan. Jy weet wat hier geskrywe is. En dit kom alleenlik wanneer jy kerk bywoon, nommer 1, wanneer jy die Bybel lees, wanneer jy die Bybel bestudeer, en wat jy jouself voed met die woord. Die woord sê, en dit is duidelik, dat jy kan nie van brood alleenlik, maar van elke woord wat deur God is. So hierdie woord is bitter baie belangrik, wanneer dit kom. So as jy nie in hierdie woord is nie, as jy nie hierdie woord lees nie, as jy nie hierdie woord beoefen nie, dan het jy moeilikheid. Hierdie hele gedeelte lig het uit, en jy kan al die skrifgedeeltes gaan kyk, en jy sal sien, dat 1 Johannes is meerendeels geskryf vir die babetjies in die Here. Maar nou is daar 'n skrif in Hebreërs, as ek dit net kan kry, Hebreërs 5, hy sê 5 vers 13 en 14, eintlik kom ons begin by vers 12, hy sê, want hoewel julle vanweë hierdie tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat mens julle met die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk as aan vaste spys. Met ander woorde, hy praat nou hiersom ernstig met baie mense wat in die kerk is. Ja. Baie mense wat in die kerk is.
Hy sê, julle is al so lank al op die pad. Julle is 10 jaar op die pad, julle is 20 jaar op die pad. Daar is ouens wat 30 jaar is. En al wat hy kom Sondag, hy sit in die kerk, hy hoor die woord, hy gaan in die kerk uit, geen verandering nie. Hy lewe nie anders nie. Hy lewe nie 'n godvruchtelike lewe nie. En dit maak dit ernstig. So hierso sê, nou julle het meer behoefte aan die melk as wat julle al vaste spys het. Dan gaan hy verder, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord. Nou daar kom het weer deur, die woord, hierdie boek wat ons so lief het, wat ek so lief het, hierdie woord is so krities. Hy sê, is onervare in die woord van gerei, omdat hy 'n kind is. Reg terug in die ou stadium, ek kon baie maklik vanmôre hier aangekom het, en ek kon 'n dammie in my mond gesit het, en ek kon 'n doek aangesit het, en ek kan gesê het, dis hoe baie kinders van die Here lyk. Hulle dit is net een van die dinge, hulle groei nie in die Here nie, omdat hulle nie die woord van die Here lees nie, omdat hulle dit nie bestudeer nie, omdat hulle nie seker maak, dit wat hulle leer, dit wat hulle luister, dit wat in hulle inkom, dit is nie. Hy sê, maar vaste spys, hier kom het nou hierso, vaste spys is vir volwassenes, die vader, of die moeder, die vader, is vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. En dit is so kosbaar, dat jy, hoe meer jy in die woord is, hoe meer weet jy wat is goed, hoe meer weet jy wat is kwaad. En dit is so belangrik. Daarom, hy sê in hoofstuk 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande, maar moet na volmaaktheid voortgaan. Met ander woorde, ons kan beter Christene wees as wat ons is. Ons kan meer en meer nader aan God, aan die Here inkom. Voortgaan sonder om weer die fundament te lê van die bekering. Dis die eerste beginsels wat jy 'n babietjie leer. Sonder weer die van bekering, uit dooie werke, van die geloof in God, die leer van die doop, en die handoplegging, en die opstanding uit die dode, en die ewige. Hierdie is alles dinge wat jy vir 'n babietjie leer. Maar wanneer ons by die meer diepe dinge van die Here kom, dis wanneer jy moet indelf in hierdie woord, waar jy moet gaan kyk wat aangaan, jy moet verstaan wat aangaan, jy moet jou ek glo dat as 'n mens nie die tyd nou mee uitkoop nie, om hierdie woord in jou hart te kry, in jou hart te bære nie, gaan dit 'n groot probleem vir ons veroorsaak. Ja, Dirk weet, is my Johannes 1 staan altyd uit. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ja. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, sê die woord. Dan is dit net vir my 'n bewys dat jy moet tyd spandeer met God se woord. Want dit is ons brood van die lewe. Dit is wat ons voedsel gee. En die hele ding is, wat my vrou Yvonne is lief om 'n ding te sê, en wat so toegepas word op dit wat oom Dirk met ons deel vandag is. Sy vat altyd, sy sê 'n mannetjie loop 'n pad, en dan raak hy afvallig, en hy val af. Die Here tel hom nie net op, en dan tel hom nou weer op, as ons nou vat van baba, van 'n jong seun, en van 'n jong man nie. Kom ons sê, as 'n jong man het hy nou afgeval, hy het weer in die wêreld beland, en hy tel hom nie op, en hy sit hom weer daar nie, hy vat hom terug. Ja. Want hy gaan nou kyk, waar het hy fout gegaan, wat het gebeur in sy lewe, en kyk, as hy daar kom by daai jongman se punt, wat gebeur, gaan hy weer afval, of het hy nou geleer? En hoe meer jy met God tyd spandeer, met God se woord, hoe beter gaan dit gaan in jou geestelike lewe. Ja, die gewoonte van geoefen is baie. Hy sê in Efesiërs 4, sê hy vir ons, en hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangelistes, ander as herders, en ander om die heiliges, dit is nou die kinders van die Here, toe te rus vir hulle dienswerk. As jy 'n kind van die Here het, die Here jou 'n sekere gawe gegee, hy het vir jou sekere werk gegee. Is dit 'n sonnaarskoolonderwyser?
dan is daar jou bediening. Is dit 'n voorsanger, dan is daar jou bediening. Maar en hy het vir ons sekere talente gegee, en hy het vir ons sekere riglyne gegee, om verder te gaan, en beter te gaan. Hy sê, verdiens tot opbou van die liggaam van Christus. Onthou, Christus is die hoof, ons is sy liggaam. Amen. En hierdie liggaam moet opgebou word. Hierdie liggaam is nie in 'n baie goeie shape in hierdie stadium nie. Hierdie liggaam, verskoon die Engels so tussenin, maar hierdie liggaam moet opgebou word, moet sterk gemaak word, en hy moet versterk word deur daai ouens, en ons moet weet, wat is my werk? Wat moet ek doen? Wat is vir my belangrik? Wat is in my hart om vir die Here te doen? Hy sê, en dan kom hy met 'n geweldige, hy sê dat totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, Amen. en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. Dis weer eens, die Here wil jou by hê waar jy groot is, waar jy sterk, tot die mate van die volle grootte van Christus. Tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, die kerk, soos hy daar is, het ernstig nodig om te besin en sê, ons moet ons mense, moet ons toerus. Ons moet ons mense leer. Ons moet ons mense uit die gemaksone uitkry. En ons moet ons mense kry om hierdie woord te vat en hierdie woord te leer en dit te bestudeer en dit in jou in te kry, sodat jy kan sterk word, dat jy kan wees, jy is 'n kind van die Here en jy dien die Here in die volle waarheid. En Om Dirk weet, dit staan nou vir my so uit, terwyl om Dirk nou so deel is, ons het, soos ons ouer word, is dit nodig, is dit so belangrik, ek dink die woord belangrik is meer van toepassing, dat ons daai jong manne, daai jong vrouens moet lei, dat hulle die pad kan stap wat ons gestap het toe ons 'n jong man of 'n jong vrou was. En dit is hoekom ons so die liggaam van Jesus Christus, dit is ook weer so gevaarlik wat die eie ek baie keer kan voorkom. Of jy plaas jouself, hoe sê hulle, pride, trots, nee, kom weer te voorskyn baie keer met volwasse kinders van die Here. Dan begin jy, kom ons sê jy kry die gawe van genesing en jy bid en die mense raak gesond. Dan begin die mense jou amper op 'n pedestal plaas. En dis die gevaar ook wat ons dan moet kyk. Dat as jy as die volwasse kind van God die leiding, die voorbeeld moet gee vir jonger mense, vir jonger kinders van die Here wat nou net tot bekering gekom het, wat besig om 'n pad te stap, laat jy nooit die erkenning vir jouself sal vat nie. Ja. Maar dat jy sal toelaat dat God die erkenning kry. Elke keer wat van ons lewe is dit so belangrik dat geen erkenning na 'n mens toe moet kom nie. Dat jy geen prediker, geen persoon op 'n pedestal moet plaas nie, want hy is ook net 'n mens. Hy kan ook val en struikel. So dit is so belangrik om God se woord te bestudeer, want God sê in hierdie laaste dae waak en bid. En dit is in die tye wat ons baie meer moet bid as wat ons ooit in ons verlede gebid het. Nie net vir ons kerk nie, nie net vir ons predikers en ons herderspare nie, vir ons orkes, vir ons sangers, vir ons, die hele liggaam van Jesus Christus, van elke gemeente, is dit so belangrik om te bid en leiding te gee, en doen wat jy moet doen, die gawe, die bediening, daai gedeelte, almal kan jy arm wees nie, almal kan jy 'n been wees nie, en dit is sulke dinge wat jy moet leer, en baie keer kom dit dat jy, nou as jy bedien jy in die sonndagskool, later, dan word jy berader, so neem die Here jou ook op verskillende plekke, en deel van die groei siklus kan ek amper sê, in die gees is, dat die Here jou meer as een plek kan gebruik, en dit is, die Here ken ons harte. Ja. Hoe sê hy so duidelik, ek het vanoggend ek het ook gedeel, waar God vir Samuel gesê het, toe hy Dawid moes salf, toe hy nie eintlik wou Dawid salf nie, het hy gesê, jy kyk teen die kop, maar ek kyk in die hart. En God is tog die kenner van die hart. Ja. En dit is so belangrik dat ons, wanneer ons deel met jong bekeerlinge, wanneer ons hulle lei, is dat ons werklik God se hart sal ken in die saak. En nie ons
hoe sê God, laat ons teen die voorkop kyk nie. Dit is my so belangrik. En Dirk, ek wil vir Dirk sê dankie, ons tyd is uit, ons gaan aangaan, ons gaan net nou stop en dan gaan ons volgende week aangaan met hierdie opname van oom. En dit is my so belangrik dat die mense daar buite moet weet, waaroor gaan dit? En moenie huiwer om te vra nie, maar die gevaar is daar om die verkeerde mentor te hê. Ja. As iemand vir jou iets vertel, en hy kan nie dit volgens God se woord staaf nie, dan is hy op die verkeerde pad met jou. So, is dit nie so nie? Dit is verseker. So, alles wat jy by iemand leer of hoor, leiding, moet met God se woord ge-backup word, kan ek sê, gestaaf word, nee. Jy moet dit nagaan, jy moet gaan seker maak. En jy sal vind baie keer as jy teruggaan na die Bybel toe en jy gaan terug na die woord toe en jy slaan bietjie die Grieks na en so aan en jy kyk na die konkordans en jy kyk na ander skrifte en jy lees dit in konteks, dan sê jy baie keer vind dat mense het nie eintlik, hulle nie die heeltemal reg gewees nie. En as jy wil, gaan maak dit met hom en sorteer dit met hom uit. As jy nie wil nie, los dit, gaan af. Ja, Want dit is so kosbaar, maar ek dink is baie belangrik om dit maar liewers uit te sorteer en seker te maak dat jy hom reg verstaan. Want kommunikasie is seker een van die belangrikste dinge wat daar is. Dis so. Dirk, ek gaan nou vra dat ons die kykers groet. Ek sê vir u totsiens, dankie vir die saamkuier. Ek gaan Dirk vra om vir ons af te sluit met 'n gebed en ek vra dat die Here u sal seën in Jesus naam. Dankie Dirk. As hy. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons om so by mekaar te kan wees, Here. Dat ons so oor u woord kan gesels, oor u woord kan skakel. Ek wil bid, Here, dat ons in hierdie tyd as kinders van die Here sal besef hoe belangrik is, Here, om u woord te bestudeer. Hoe belangrik is dit om u woord in ons in te kry. Hoe belangrik dit is, Here, om geestelik te groei na die volle mate wat u wil hê ons moet doen. Here, u het vir ons 'n doel op hierdie aarde. Ons is nie net hier vir niks nie. Ons is hier om u te behaag en om vir u te lewe en om vir u te doen wat u wil hê ons moet doen. Ek wil bid, Here, dat u ons sal seën, dat u elke kyker sal seën en die wat geluister het, Here, dat u seën op hulle sal rus en laat u in hulle harte 'n begeerte sal plaas. Hierdie begeerte wat sal hulle dwing en hulle sal trek na u woord toe en laat hulle sal 'n liefde vir u woord sal ontwikkel wat net u alleen kan gee. Is my gebed om Christus ontwil. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.